Goeiemôre. Jy luister na oordenking 139 in die reeks Kopskuif. En ons tema vanoggend is emosies links en regs. Ons gesels vanoggend verder oor die wetenskap van positiewe emosies. Oor wat miskien vir baie van ons 'n nuwe besef is, naamlik dat ek baas is van my emosies en nie andersom nie. Kom ons stel vanmôre ons opsies voor soos die wandeling deur 'n supermark. Aan die linkerkant is die rye en rye negatiewe emosies: aggressie, vrees, hartseer, afgryse, skaamte, frustrasie, jaloesie, eensaamheid, hooploosheid, verwarring, verveling, bitterheid, teleurstelling, spyt, onsekerheid, oorweldiging, angs, wanhoop, selfbejammering, vervreemding, afguns, gierigheid, haat, selfverwyd. Natuurlik is ons met tye of tydperke hartseer, beleef vrees, staan verleë, is verveeld, voel oorweldig en so meer. Van hierdie emosies is nie in sigself negatief nie, maar dit is wanneer hierdie emosies 'n permanensie in ons lewens verkry, dat dit gevaarlik en negatief raak. Sulke emosies kom met tye oor ons lewenspad, maar dit beteken nie ek hoef winkel toe te gaan en dit aan te hou koop nie. Ek het die keuse om in die emosiesupermark van die regterkantste rakke af positiewe emosies af te haal. Liefde, vreugde, dankbaarheid, kalmte, belangstelling, hoop, trots, verwondering, inspirasie, vermaak. Dis die groot 10 emosies waaroor ons gister gepraat het. Paulus praat van hierdie emosies en ervarings as die vrug wat ons ontvang van 'n lewe deur die Heilige Gees. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Gistermôre het ons aangemoedig, mekaar aangemoedig, om ons gedagtes te rig op hierdie groot 10 emosies. Hoe vorder jy daarmee? Het jy werk gemaak daarvan? Of gaan dit by jou verbygaan? Gaan die geleentheid weer by jou verbygaan, dat jy nie stil staan en jou gedagtes daarop rig nie? Een van die flouste verskonings wat jy ooit sal hoor is, maar ek kan nie help daarvoor nie. Moenie dit glo nie, moenie daarvoor val nie, moenie daarmee opgeskeep sit nie. 'n Situasie kan maklik die skyn hê dat iemand nie kan help nie. Iemand sê, ek is honger. En jy antwoord, maar doen iets daaromtrent. Jy hoef nie so te voel nie. Maar die persoon antwoord, ek kan nie help om so te voel nie. En natuurlik is hy reg, hy kan nie help om honger te voel nie. Maar hy kan die besluit neem om na die supermark te gaan en aan die regterkantste ry iets gesonds van die rak af te haal. Miskien kan iemand sê, ek stap in die supermark in en daar's niks op die regterkantste rakke nie. Ek sien niks daar wat ek kan afhaal nie. Net soos 'n persoon wat in hongersnood vasgevang is en wat sê, ek is honger, ek het nie kos nie. So kan mense in 'n situasie leef waar hulle sê, daar is niks vir my om voor te leef nie, daar is niks wat ek sien wat goed en heel en reg is nie. Ons moet daardie posisie heroorweeg. Paulus kon in die mees onmenslike omstandighede sit en sê, wees bly. Selfs toe die volk in ballingskap weggevoer is, kom die profeet na hulle toe en sê, bou vir julle huise, begin vir julle besighede, lê tuine aan, plant bome en leef vir die welwillendheid van hierdie stad. Ons het altyd 'n keuse. Noem vir my een voorbeeld in die ganse Bybel waar iemand vir die Here gesê het, Here, ek kan nie help hiervoor nie. Dit is nie daar nie. Probeer dit in 'n hof. U edelagbare, ek kon nie help daarvoor nie.
Die regter sal beslis dat as ons dit as 'n verskoning begin gebruik, val ons hele regstelsel ineen. Sien dan eerder negatiewe emosies in jou lewe as 'n vriend en 'n dryfveer. Aggressie kan jou dryf om op te staan vir wat reg is. Vrees kan jou laat besef dat jy in gevaar is. Hartseer herinner jou dat jy 'n verlies moet verwerk. Afgryse herinner jou dat die wêreld nie so moet wees nie. Dit laat jou droom van 'n ander soort wêreld. Skaamte stel grense aan moraliteit. Frustrasie herinner jou dat jou vaardighede moet verbeter. Jaloesie herinner jou dat jy lanklaas jou seëninge getel het, soos die lied sê, tel jou seëninge een vir een. Eensaamheid dryf jou om uit te kom uit jou huis uit jou omstandighede, om nuwe vriendskappe aan te gaan, om kerk toe te gaan, om betrokke te raak by diensorganisasies. Hooploosheid vra na jou geloof, na die hoop wat in jou leef. Verveling sê dis tyd vir 'n nuwe stokperdjie en 'n groter uitdaging. So kan ons deur elkeen van daardie emosies gaan en die vriend en die dryfveer daarin sien. Lees Filippense 4 weer aandagtig deur. Bedink die goeie. Maak jou versoeke deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor jou hart en jou gedagtes wag hou. Daarom, rig jou gedagtes op die goeie. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons staan en ons val, berus by die keuse wat ons daagliks maak, van waar ons gedagtes rig. Dankie vir die geloofsgetuienisse van die profete, van die apostels, van gelowiges deur die eeue, van familie en vriende, wat te midde van uitdagende omstandighede, hulle gedagtes rig op dit wat goed en reg en mooi en opbouend is. Ons wil na u supermark toe stap, Here, en aan die regterkant van die rakke afhaal, wat u in oorvloed aan ons skenk. Dankie, Here, vir al die seëninge. Ons wil dit vandag een vir een tel. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.